Goed mense, hierdie man het nie bekendstelling nodig nie, Albie Grabelaar. Hy het 'n kort tydjie afgeknyp om met my te gesels oor sy jongste boek. Lekker informeel. Baie dankie Albie vir die Dankie Johan, geleentheid. dis 'n baie groot voorreg hoor. Dis regtig 'n voorreg. Dis eintlik 'n groot voorreg vir my, maar laat ons nou nie daar op tyd bestee. Ons kom 'n lang pad. Jy's nog nie afgetree nie, hoekom nie? Wel, aftree is 'n gelaaide woord. Nee, ek het so al 'n bietjie uitgetree, maar ag, 'n mens wil nie sit en niks doen nie. So ek hou myself besig, Johan. So bietjie hou ek myself besig. Anders gaan hy te gou dood, nê? Anders gaan 'n mens te gou dood. Ja, absoluut. Die titel van jou jongste boek. Ja, Johan, 'n dubbele titel wat die radiokant en die koerantkant verteenwoordig. Die historiese almanak is die radiokant en die rubrieke wat ek vir die burgers skryf wat ook in Volksblad en Beeld gepubliseer is toe hulle nog bestaan het, is die onthou jy nog gedeelte. Die titel van die rubriek is onthou jy nog. So die boek het geword historiese almanak, onthou jy nog. So dis alles reeds geskryf en reeds opgeneem. Ja, dis alles reeds geskryf en reeds opgeneem. Die koerant rubrieke is 'n entjie langer, is so amper 1,5 keer die lengte van die radio rubrieke. So ek gebruik die radio rubriek as 'n basis en dan doen ek ekstra navorsing en skryf by in rondom af vir die koerant leespubliek. Jy wat 'n ou radioman is sal weet, mens skryf anders vir radio as wat jy vir die geskrewe woord skryf. So ek met al my spelfoute en plekke waar ek klemme opsit vir my stem moet ek regmaak dat dit vir die oog korrek is. En dis waar die groot werk lê. Het jy al ander mense se skryfwerk met jou stem opgeneem, want jy het so lekker luisterstem en geselstem. Jy doen nou ou man so hard goed hoor. Ek het vir 'n radiostasie hier in Bloemfontein wat tyd gelede hier nog uitgesaai het met FM, het ek 'n boek van Dana Snyman voorgelees wat vir my verskriklik lekker was en hulle het goeie reaksie daarop gekry. Dana se manier van skryf het baie lekker by my aanslag gepas. Dis 'n groot uitdaging om die koring van die kaf te skei. En dis makliker gesê as gedaan en veral in vandag se tyd van kunsmatige intelligensie, amper sê ek kunsmatige inseminasie. Ek het mens bou vir jouself patrone en maniere van doen op. Jy weet ek steun swaar op navorsing wat ek jare gelede gedoen het toe ek die eerste maal dit aangebied het vir die radio. Dit was voor die tyd van die internet. So ek het heelwat van my ou praatjies nog oor wat dan die basis vorm en dan doen ek navorsing oor die onderwerp en ek herskryf dit dan. Jy weet, so steeds 'n klompie werk, maar ek gebruik dan my eie ou werk wat ek nog op 'n tikmasjien getik en gelukkig nog in leers het, gebruik ek as 'n bron dan ook. En dan vul ek dit aan met navorsing op die internet wat nou heerlik is van die ou dae wat ons uitkom uit die 1980s, 90s uit. En baie makliker is. En baie makliker. Kan ek net vinnig iets oor kunsmatige intelligensie sê? Ek het nou eendag vra een van my seuns vir my, daai goed gaan moes pa se werk oorneem een of ander tyd. Toe sê ek, ja, dit mag dalk van die goeters kan doen. Maar kunsmatige intelligensie kan nie vertel van 'n Woensdag aand in my matriekjaar, wat my pa my met sy chef Caprice, die seeblou nuwe chef Caprice, na die Inry Theater toe gevat het, om die rolprent weergawe van Julius Caesar te gaan kyk wat my voorgeskrewe boek was nie. En daai pa en seun ervaring wat mens kan oordra uit jou hart uit. KI kan dit nooit vervang. Ja. Albie, wie lei jou gehoor, jou teikenmark om te bepaal watter stories van historiese waarde, interessante stories, want daar's honderde duisende. Baie interessant Johan, die heel eerste kapstok wat my lei en wat my amper dwing in 'n sekere rigting in, is die almanak, want dit moet iets wees wat aan die datum gekoppel is. So dit sluit ten minste 1000 van die 1100 stories wat ek sou kon praat daai dag oor, sny dit uit. Dan kies ek uit die klomp goed wat op daai dag gebeur het, kies ek dan 'n onderwerp en dan maak ek iets daarvan. Elke praatjie is aan 'n datum gekoppel, gewoonlik aan die dag se datum. Af en toe, ek het nou binnekort is daar ene waar professor Johan Degenaar, die 100ste herdenking van sy geboorte val op 'n Saterdag. So ek praat die Vrydagoggend oor hom, omdat dit 'n groot gebeurtenis maar is die 100ste herdenking. So die datum is of die dag se datum of miskien oor 'n naweek die volgende dag of die vorige dag op 'n maandag sal ek so af en toe terug. Die mense wat nie hier kan wees by die bekendstelling nie, wat moet hulle doen om jou boek in die hande, jou jongste boek in die hande te kry? Ja. Johan, die uitgewer Marlene Malan by Turksvy, wonderlike uitgewer. Die manier hoe sy my gelei het in hierdie proses was absoluut verstommend geweest. Sy is van haar uitgangspunt en haar uitgewer se uitgangspunt is die skrywer moet
'n baie sterk deel uitmaak daarvan. Jy moenie net jou ou klein persentasie van boekverkope uit die boekwinkels uitkry nie. Daar's 'n groot deel van die bemarking waar die skrywer self boeke verkoop. So dit sal in die boekwinkels wees, in die groot boekwinkels in die stede, veral in die volgende paar weke. Maar my twee oudste seuns help my vreeslik lekker met die bemarking, en die een het vir hom een van hierdie Loco of Yoco masjienkies koop wat mens met kredietkaart kan koop en sulke tipe goed. En mens kan baie maklik net vir hom 'n e-pos stuur, hy sal alles verduidelik. louisgrobbelaar@icloud.com. louisgrobbelaar@icloud.com. Hy sal die bankbesonderhede stuur, die adresse kry, die versending doen met van die verskillende afleweringsmaatskappye. So mens kan die boek direk bestel, maar dit sal ook in boekwinkels beskikbaar. Dit gaan natuurlik nie oor geld nie, nee. Nee, dit gaan vir skrywer, ons soort skrywers nooit oor geld nie. As jy gelyk breek, as jy dankbaar as jy dit nie maak nie. Dit gaan om iets vir my kinders na te laat vir my. Dis eintlik wat Is in elk geval te laat hoor. Jy wou iets gesê het. Ek wou net ook hulde bring aan Gert Coetzee, die Volksblad se oudredakteur wat my eindredakteur was. Marlene by Turksvry het hom aangewys en ek en hy is ou kennisse hier in Bloemfontein, ons het groot vriende geword. Gert het letterlik van my primitiewe eerste manuskripproduk het hy iets besonders gemaak, deur dit in afdelings op te deel, verskillende opskrifte vir die hoofstukke te skep, my te help om my taalgebruik na die geskrewe kant toe van die radiokant af te kry. So hy en Marlene was absoluut steunpilare in hierdie proses. Jy gaan dit raai by die KAK&K maak? Ja, ons is baie bevoorreg dat ons 'n gapentjie by die KAK&K gekry het, die Saterdag die 4de April dink ek. So ek sien baie uit daarna. Ek was jare laas by die KAK&K. Wel Albie, baie dankie vir die kort gesprekkie en baie voorspoed met die boek. Baie jou dankie, jongste Johan. boek. En ek hoop daar kom nog. Marlene praat van ons kyk na 'n tweede een. En so dalk kom maar nog. Maar baie dankie vir jou. Ek waardeer dit, Johan.